Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. My naam is Paul Stander en ek verkondig die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Vandag wil ek met julle praat oor 'n seun van God of 'n kind van God. En die titel van my boodskap vandag is 'n seun van God dink anders. Met ander woorde, as jy vir Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, en jy loop die pad van geestelike groei, dan begin jou lewe anders word. Met ander woorde, mense kan iets in jou sien wat verander het. Jy was verlore en jy was blind, soos die woord sê, maar nou kan jy sien. So 'n seun van God is anderste as iemand wat God nie ken nie. En ek wil ook vir jou sê dat 'n seun van God wat genade en waarheid verstaan, dink ook anderste as mense wat nog onder die wet is en 'n wettiese, rigiede, godsdienstige leefstyl leef. Nou, Jesus het gekom om ons vry te maak, hy het die wet namens ons vervul, sodat ons nou in oorwinning kan leef. Met ander woorde, dit wat Jesus gedoen het, is baie groter as wat jy met jou eie krag kan doen. Onthou, nie een mens kon die wet vervul nie, net Jesus het. So daarom moet ons nie vandag probeer om die wet te vervul nie. Ons fokus moet Jesus wees, ons fokus moet Christus wees, en dan sal ons die krag en die vermoë kry om oorwinnaars te kan wees. Onthou, ons kan nie in ons eie krag 100% heilig leef nie. Ons is heilig omdat God heilig is. Ons is heilig omdat Jesus heilig is. 1 Korintiërs 1:30 is vir my so mooi vers wat sê, deur hom is julle in Christus Jesus. Waar is jy? In Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Kan jy sien, waar kom jou verlossing, waar kom jou heiligheid, waar kom jou krag, waar kom jou wysheid vandaan? Alles van God wat binne in jou is. En ons moet as seuns van God in daardie realiteit leef. Iemand wat soos Jesus gesê het, die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Iemand wat soos Jesus gesê het, uit myself kan ek niks doen nie, maar die Vader wat in my bly, dis hy wat die werke doen. Jesus was afhanklik van die Vader, en omdat hy so die wil van die Vader gedoen het, kon daar nie 'n skeiding tussen hom en die Vader opgemerk geword het nie. Sy eie woorde in Johannes 10:30, ek en die Vader is een. Toe hy met Filippus hulle praat, toe hulle sê, wys ons hoe lyk die Vader, toe sê Jesus vir hulle, maar, ken julle my nie, ek is al hoe lank by julle? Weet jy nie, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien nie? Dan sê hy, hoekom? Want hy sê, die Vader bly in my en ek bly in die Vader. Met ander woorde, ek en die Vader is een. So Jesus het verstaan dat die mens na die beeld en gelykenis van God gemaak is. Hy het geweet wie 'n seun van God is. Toe God die mens maak en sê, kom ons maak hulle na ons beeld en gelykenis. Jesus is die enigste mens na die val wat daai beeld en gelykenis beleef het. Om na die beeld en gelykenis van iemand te wees, beteken jy is soos hy gemaak, jy lyk soos hy, jy is soos hy. En dis wat Jesus ons kom leer het. Ek is die beeld en die gelykenis van my Vader. As jy my sien, sien jy die Vader. En dis natuurlik wat Jesus vir ons kom doen het. Hy het daai skeiding, daai dubbelhartigheid, daai sondebewustheid, wat ons so vashou, wat ons so van God skei. Jesus het dit weggeneem. Toe Johannes vir Jesus sien, toe sê hy mos, kyk, daar is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. Paulus het oor en oor, het hy ons geleer in die Nuwe Testament, dat ons is saam met Christus gekruisig, ons het saam met hom opgestaan, en ons is saam met hom in hemelse plekke. Hy sê ook vir ons in Efesiërs 4, dat julle met Christus moet beklee. Met ander woorde, hierdie ou mens, hierdie persoon, ek noem hom, hierdie ou mens is iemand wat saam met jou al jare stap,
wat vir jou laat glo wie jy nie is nie, wat vir jou oortuig van leuns, en jou die heeltyd nie goed genoeg laat voel nie. Jesus het gekom, en daai ou manier van dink, het hy weggeneem, daai persoon is saam met hom gesterf. Dis hoekom as jy glo in Jesus Christus, dan beteken dit, jy glo dat jou ou mens gesterf het. Dit beteken, jy glo dat jy opgestaan het saam met hom, en dat jy nou in 'n nuwe lewe saam met hom kan wandel. So dit is baie belangrik om dit te verstaan, en dit is hoekom die doop vir ons so belangrik is. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Met ander woorde, toe ek daar onder die water ingedruk was my ou mens, hy daar agter gebly, en nou staan iemand op. Die Bybel noem daai iemand wat opstaan 'n nuwe skepsel. In 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. En dit is wat ek julle vandag wil kom herinner. Daai ou mens is gekruisig, en daai ou mens moet gekruisig bly, want hy probeer die heeltyd opstaan. Soos wat Jesus die duiwel vernietig het, en al sy magte, en hulle kragteloos is, kom hulle die heeltyd met leuns. Met ander woorde, soos wat Jesus ook versoek was, is jy regtig die seun van God? Want as jy die seun van God is, dan sal jy dit en dat kan doen. En jy moet onthou, ek en jy as seuns van God, die Bybel sê ons is almal seuns van God, deur geloof in Christus Jesus. Nou wat doen die vyand? Hy probeer jou hou in die Ou Testament, voor die kruisiging. Hy wil jou vashou aan reëls en regulasies en wettiese manier van dink en optree. Want hy weet, as jy verstaan wie jy in Christus is, dan het hulle moeilikheid. Want dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is mos nou binne in jou. Die eerste ding wat my tref van Jesus as seun van God, hy het godsdienstige rituele en tradisies uitgedaag. Hy byvoorbeeld genees 'n man op die Sabbat. Hy kan hom enige ander tyd genees het, maar hy besluit hy doen dit op die Sabbat. Hoekom? Want hy wil vir mense gewys het, God is groter as die wet. God is groter as die Sabbat. En dat ons God se kinders is. En Jesus het vir ons kom wys hoe belangrik ons is. As daar 'n wet is wat sê jy mag nie dit op 'n Sabbat doen nie, en Jesus kyk vir 'n man wat verlam is, daai liefde, daai compassion in Engels, so belangrik vir jou en vir my, ons moet nie alles wat ons gehoor het deur die jare net aanvaar as die waarheid nie. Onthou, die wet is vervul en ons het nou die vermoë om rein en heilig te leef, sonder reëls en regulasies. Hoekom? Want die Bybel sê in Romeine 8, 'n seun van God is hulle wat deur die Gees van God gelei word. Met ander woorde, die wet van God is nou in my hart, in jou hart geskryf, op die tafels van ons hart. So die Heilige Gees gaan jou nou oortuig van wat jy mag en nie mag doen nie. En God is genadig. Onthou, elkeen van ons is op 'n geestelike reis. God oortuig mense van dinge in hulle lewe wat hy op 'n ander op daai stadium dalk nog nie aan iemand anders gedoen het nie. So, wat moet ons doen? Ons moet mekaar help, mekaar opbou en mekaar ondersteun. Galasiërs 4 is baie duidelik dat Jesus gekom het om ons vry te maak. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En wat het nou gebeur? Nou kan ek roep, Abba, Vader. Met ander woorde, ek en jy het nou die vermoë om te besef dat God ons Vader is, en as God jou Vader is, dan begin jy mos anders dink. As God jou Vader is, dan is jy vry van oorerflikheid, van dit wat in die verlede gebeur het. Baie mense is so vasgevang oor wat hulle ouers gedoen het, aan hulle gedoen het, of nie vir hulle gedoen het nie. Baie het sonder ouers groot geword. En dan kom Jesus in Matteus 23 en sê hy, julle moet niemand op die aarde julle Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemele is.
So ons het dieselfde Vader as God. En omdat ons dieselfde Vader as God het, moet ons anders dink. Ons moet begin dink soos Jesus. In Efesiërs lees ons dat ons moet kom tot die kennis van die Seun van God, sodat ons kan groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Kan jy sien, dit is waarvoor ons geroep is. Ons moet leef en optree soos seuns van God. En ons, wat belangrik is in daai skrifgedeelte is, jy moenie kennis oor die Seun van God het nie. Dit is so belangrik. Jy moet die kennis van die Seun van God het. Met ander woorde, wat het Jesus geweet? Hy het geweet wie is sy Vader. Hy het geweet dat hy mag het oor die duiwel en al sy magte. Hy het geweet dat die natuur en die wette van die natuur onder hom is. Hy het geweet dat hy 'n heerser is. Hy het geweet hy gaan sterf en hy gaan opstaan en hy gaan triomfantlik wees. Hy het geweet, met ander woorde, hy het nie aarde toe gekom doelloos en hier rond geswerf nie. Hy het presies geweet hoekom hy aarde toe gekom het. En dis vir my en jou iets om te leer. God het vir ons in Efesiërs 2 vers 10, waar hy sê ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kan jy sien hoe belangrik dit is om 'n verhouding met God te hê, sodat jy die stem van die Heilige Gees kan hoor, sodat jy kan besef, ek is hier om dit en dat vir my Vader te doen. Dan sê hy, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan is jy 'n erfgenaam van God deur Christus. So wat het jy geërf? In ander woorde, ons het alles geërf wat God het. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur om ons los te koop. Met ander woorde, die prys vir jou sondes is betaal. As jy dink dat jy gered gaan word, of hemel toe gaan omdat jy niks verkeerd doen nie, dan is jy onder die wet. Met ander woorde, hierdie verhouding met God, maak dit vir ons moontlik om die wet te vervul. Maar dit is nie in ons krag nie. Hoe meer ek Jesus sien, hoe meer ek my fokus Christus maak, hoe meer verander ons om soos hy te wees. Galasiërs 5 vers 4, onthou ons is vry van die wet. En dan is daar 'n mooi vers, Romeine 8 vers 2, wat vir my uitstaan. Dit sê, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Met ander woorde, die wet van die gees bring lewe en bevry ons van die wet van sonde en die dood. Nou, dit is belangrik as mens die skrifte lees om daaroor te gaan dink en daaroor te mediteer, want hy sê die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. So waar is daai lewe? Waar is daai wet? In Christus. Hoe kom jy in Christus? Jy kan nie in Christus kom uit jou eie krag nie. Dis wat net gebeur wanneer jy weergebore is, wanneer jy Jesus aanneem, wanneer jy deel word, met ander woorde, wanneer jy wakker word vir die waarheid. Want die Bybel is duidelik, deur God is julle in Christus Jesus. 'n Seun van God se fokus is anders. Met ander woorde, jou fokus moenie wees wat dit in die wêreld is en wat die wêreld jou kan bied nie. Jou fokus moet God wees en wat God vir jou beplan het. Onthou Jesus se woorde, toe hy ons geleer bid het hy reg in die begin gesê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So dit gaan nie oor 'n koninkryk wat ek vir myself moet bou nie, dit gaan nie oor my wil wat ek moet doen nie, dit gaan oor God se wil vir my lewe, oor God se plan vir my lewe. En wanneer 'n mens in hierdie verhouding met God stap, en jy so deel van jou lewe begin word, dis dan wanneer jy besef, maar daar's iets in my wat my lei, en dis die Heilige Gees wat jou inspireer, wat jou help om meer en meer soos Jesus te wees. 'n Seun van God is nie bang om hel toe te gaan en bang dat sonde hom gaan oorwin nie. Hoekom nie?
Ek gaan net 'n Bybelvers vir jou lees, want dit gaan alles vir jou sê. Dit sê, God wat ryk is in barmhartigheid, het ons, deur sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het. Dit hou nie daarop nie, die nuus is goed, dit gaan verder. Ook toe ons dood was deur die misdade, het hy lewend gemaak saam met Christus. So wanneer is jy lewend gemaak? Toe Jesus lewend gemaak is. Want die Bybel sê mos, ons het saam met hom gesterf en ons het saam opgestaan. Dis hoekom die Bybel sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, want jou gees is lewend gemaak, toe Christus lewend gemaak is. Toe hy opstaan, het ek en jy saam met hom opgestaan. En dis nie wat ek dink nie, dis nie 'n teorie nie, dis wat die woord sê. Hoor die laaste gedeelte van daai skrif, dit sê, en ons het saam opgewek en sit nou saam met hom in die hemele in Christus Jesus. Kan jy sien, hoekom jy nie te vrees en dink wat met jou gaan gebeur? As jou liggaam afgeskit word, waar is jy? In Christus, saam met God, in hemelse plekke. So ek wil jou herinner weer eens, onthou dat as 'n seun van God, moet jy anders dink, anders optree, anders praat. Onthou, ons is uit genade gered, deur geloof, dis nie uit onsself nie, dis 'n gawe van God. So ons kan celebrate, soos hulle in Engels wil sê, ons kan feesvier, ons kan juig, omdat ons gered is, en ons kan daai blydskap van God vandag beleef. Daai woord wat nuwe skepsel in 2 Korintiërs 5 van 17 tot 21 vir ons beskryf, daai nuwe skepsel wat jy is, as jy in Christus is, dis iemand wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Met ander woorde, dis glad nie iemand wie jy dink jy is nie. As jou van staander byvoorbeeld is, in Christus is jou van nie staander nie. Jy is in Christus, met ander woorde, jou naam is Christus. Hoekom? Paulus sê, ek het saam met Christus gesterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ander woorde, dis belangrik om te besef dat Christus nou in ons lewe en ons asem en ons alles is. Ek hou van daai ou liedjie wat sê, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Kan jy sien jou fokus? Daar's 'n versie in Spreuke wat sê, as a man thinks in his heart, so is he. Jesus praat ook van wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy die heeltyd jouself afkraak en vertel alles wat jy verkeerd doen en dat jy nie goed genoeg is nie, wat beteken Jesus dan vir jou? Wat beteken die woord dan vir jou? Romeine 8 daarvan vers 28 sê dat God ons geroep het. Hy het ons verordineer, hy het ons geregverdig en hy het ons verheerlik. En dit is hoe jy as 'n seun van God moet dink en moet optree. In die Ou Testament weet ons daai profete, hulle kon nie in die allerheiligste plek ingaan nie. Hoekom? Omdat daar sonde was. As hulle nie die lam geslag het en daar geen sonde was nie, sou hulle gesterf het. Dis hoekom hulle 'n tou aan die persoon se voet vasgemaak het. En wat het Jesus nou kom doen? Hy het ons kom heilig maak. Hy wat heilig maak en hulle wat geheilig word, is almal uiteen. So dankie Vader dat ek en jy vandag vry is in Christus. Onthou, 'n kind van God is iemand wat glo dat Jesus vir hom gesterf het, maar ook glo dat hy saam met Jesus gesterf het, ook glo dat hy saam begrawe is, saam met Jesus, maar ook glo dat hy saam opgestaan het. En dan, om jy af te sluit, 'n seun van God, 'n kind van God, is versekerd van God se liefde. Ek gaan vir jou lees in Romeine 8 van vers 38. Ek is versekerd
dat geen dood of lewe of engele of owerhede, magte, teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Met ander woorde, niks kan jou, wat in die Here Jesus glo, skei nie. So, maak nie saak waar jy op hierdie stadium in jou lewe is nie, of jy nou sukkel en of dit goed gaan, maak seker dat Jesus Christus die Here en Meester van jou lewe is. Wat help dit, jy wen die hele wêreld en dalk verloor jy jou siel? Kom ons bid saam. Baie dankie Vader, dat ons nie meer onder die wet is nie. Dankie dat Jesus die wet vervul het, en dankie dat ons nou rein en heilig kan leef, omdat U vir ons die krag gee om dit te kan doen. Vader, ek bid dat elkeen van ons al die werke van die vlees sal aflê, omdat ons dit kan doen. Vader, laat ons rein en heilig en opreg voor U sal leef, onberispelik, sonder vlek, dat mense sal kan sien, Jesus Christus leef in hulle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.